Nou, wat dink julle is die een ding wat ek kan doen om dankie te sê vir my vrou vir die belofte wat sy aan my gemaak het op 12 September 1987 op ons troudag. Wat dink julle? Die enige wat ek kan doen om dankie te sê? Okay, ja, julle manne, ek sien baie min van julle, ek het gehoop, almal is nou by ons huwelikskursus, maar as 'n hele klomp daar, miskien moet jy maar jou soon te kom nou, jy kan nog inskakel, dan help ons vir jou. Maar ek dink is om hierdie ring te dra, nê? Is om hierdie ring te dra, die ring is nie die huwelik nie, maar die ring herinner my dat ek verbind is tot iemand. En ons is besig met 'n reeks wat ons noem gemerk. En Paulus kom en hy skryf in Efesiërs 1 vers 13. Hy sê, deur wat Christus gedoen het ek ook julle die waarheid gehoor, die goeie nuus, waardeur die Here verlos word op grond van wat Christus gedoen het. Is julle toe julle tot geloof gekom het God se eiendom gemerk deur die Heilige Gees wat beloof het. En dan ook die nuwe vertaling, lewende vertaling praat ook, ons is as eiendom van God beseël. So die ring aan my vinger herinner my dat ek behoort aan Louisa. Wanneer ek gekonfronteer word met versoekings, en dan herinner hierdie ring my, maar ek behoort aan Louisa. Sy het 'n belofte ook teenoor my gemaak. En hierdie ring herinner my ook altyd dat sy gekies het om haar lewe met my te deel. En so sê die woord dat die Heilige Gees ons herinner, soos 'n seelring, dat ons aan God behoort. Maar die Heilige Gees doen baie meer as wat net om ons te herinner dat ons aan God behoort, maar hy werk met ons. Hy het ons verseël. Die Heilige Gees se werk is om ons te verseël as ons onseker raak dat ons kind van God is, wanneer ons gekonfronteer word deur omstandighede, wanneer ons uitgedaag word, wanneer ons versoek word, dan herinner die Heilige Gees ons, hey, vergeet jy wie jy is? Vergeet jy wat Christus kom doen het in jou lewe? Vergeet jy wie God sê wie hy is? Maar hy kom werk met ons ook, en hy kom werk deur ons. Net 'n paar opmerkings, as jy nou die afgelope tyd dalk nie gevolg het die reeks wat begin is op die 4de Mei nie, wil ek net 'n paar opmerkings maak in terme van die Heilige Gees. Ons moet verstaan en onthou dat die Heilige Gees is God self. Griet. Ons sal gawes en aksies moet doen. Hy is God self. Hy is 'n persoon. Volgens 1 Johannes 5 vers 7 sê die woord, dis die Vader, Jesus en die Heilige Gees, en hulle is een. So jy stem saam. Die Heilige Gees is God. Dis nie 'n tipe krag wat so nou en dan nie inwaai nie, en wat vir jou hoendervleis kom gee so nou en dan nie, en jou so snaaks laat voel nie. Wanneer ons praat van die Heilige Gees, dan praat ons van God. Wanneer ek sê die Heilige Gees maak God en Jesus 'n werklikheid, dan praat ek God, die Heilige Gees. Dis nie 'n klein neefie van Jesus nie. Want baie keer die prioriteit wat ons maak van die Heilige Gees is so min, dat ons baie keer nie besef, wanneer ons dit doen met die Heilige Gees, het ons dit doen met 'n heilige God. En dan 'n ding, wanneer die Heilige Gees, wanneer kom woon die Heilige Gees in jou en my? Die oomblik wanneer ek ja sê vir Jesus.
Wat sê ek daardeur? Die oomblik wanneer ek sê, Jesus word koning en Here van my lewe, ons noem dit ook wedergeboorte, en die Heilige Gees kom doen die werk ook deur wedergeboorte in ons lewe, dan kom woon hy in jou lewe. Maar hy kom nie met 'n stukkie van hom na jou toe nie. Met ander woorde, hy kom so 'n stukkie, jy kom nou tot bekering, kom hy met 'n stukkie na jou toe. En as hy nou sien, hoor jy so, jy kom nou lekker by, en jy kom daarom gereeld kerk toe, jy gee so 'n bietjie tiendes, lees jy nou na die Bybel, dan kry jy nou meer van die Heilige Gees nie. Want dis hoe mense praat, dis hoe mense leef in terme van die Heilige Gees. Die oomblik toe jy ja sê vir Jesus, toe kom woon die Heilige Gees in sy volheid in jou en my. In sy volheid. Hy het nie net gekom as 'n deel van die Gees nie. Alle liefde, alle vrede, alle vrymoedigheid, alle geregtigheid, heilige liefde, alles wie hy is, het in jou kom woon. En ek gaan nou ook ietsie nog daarvan sê. Dan, ek wil net ook vir jou bevestig vandag, dat daar nie 'n geestelike elite klap is nie. Die Heilige Gees behoort nie net aan sekere mense nie. Baie mense dink dat die Heilige Gees behoort net aan 'n kerk soos Doxadeya, wat hande klap en charismaties is. Dit behoort nie aan 'n elite klap nie. Elkeen van ons kry dieselfde Heilige Gees. Dieselfde Heilige Gees wat Jesus gedra het in hom, die oomblik toe hy gedoop is, wat sê die woord? Toe die Heilige Gees op hom gekom soos 'n duif. Die Heilige Gees het hom gelei in die woestyn, en daar het hy tyd spandeer, en toe hy terugkom, sê die woord, was hy vol van die Heilige Gees. En toe het sy bediening begin, en as ons in Lukas 4 optel, toe sê hy, die Gees van die Here is op my, en die Here gebruik hom, wonderwerk en alles gebeur. En ons ken dit baie goed. So dieselfde Gees wat Jesus gedra het, wat die woord van praat, dieselfde Gees wat in die disippels was en gefunksioneer het, is dieselfde Gees wat in jou en my is. Amen. Dis so belangrik dat ons hierdie goed praat, want die Heilige Gees is so belangrik in jou en my lewe. Ek en jy gaan nie die volheid van Jesus beleef sonder die Heilige Gees nie. Ek en jy gaan nie ons lewe hier op aarde en ons verhouding met God verstaan en die geloofspad kan loop en uithou en aanhou en deurdruk sonder die Heilige Gees nie. Hoekom het Jesus die Heilige Gees gestuur? Onthou julle Johannes 14, hy sê die Heilige Gees stuur en hy sê julle helper wees. En dan die Heilige Gees, baie keer hoor 'n ou dat mense sê, ag ek wens ek kan meer van die Heilige Gees in my lewe hê. Daar's nie nog meer wat jy kan kry nie. Die oomblik toe jy ja sê vir Jesus, het hy met sy volheid in ons lewe ingetrek. Jy kan nie meer van die Heilige Gees kry as wat jy op hierdie stadium ontvang het toe jy ja gesê het vir Jesus. Die probleem is, of die sleutel is, die Heilige Gees moet meer van jou en my kry. Dis die probleem. Ons staan partykeer hier in aanbidding sê, more of you, Holy Spirit. Hy sê, nee, ek het klaar my volheid in jou kom deponeer. Ek moet meer van jou kry, jy moet nie meer van my kry nie, want die Here kom doen nie 'n halwe werk nie. Amen. Dit is so belangrik dat jy verstaan, en dis hoekom ons hierdie reeks doen, dat jy sal verstaan waaroor die Heilige Gees gaan. En
En ons sê altyd wanneer ons hierdie reeks aanbied, dis nie seisoonaal nie. Met ander woorde, veral hier oor Pinkster, die Heilige Gees het nou gekom en nou maak ons weer ietsie van die Heilige Gees. Ek en jy kan nie die lewe lei, die geloofslewe elke dag lei sonder die Heilige Gees nie. Ons kan nie verstaan wat kerk is en hoe kerk funksioneer sonder die Heilige Gees nie. Ons kan nie die karakter van Jesus openbaar en leef sonder die Heilige Gees nie. So dis nie 'n seisonale ding nie. Maar ons moet toelaat dat die Heilige Gees meer van ons kry. En daarom sal ons nie opmerkings maak van more of you, Holy Spirit. Of ons sing partykeer, come Holy Spirit. Hy het al reeds gekom, hy kan nie nog kom nie. Amen. Dit is so belangrik dat ons julle begelei hierin. En jy het niks meer of niks minder van die Heilige Gees in jou as wat ek het nie. Ek het niks meer, die feit dat ek in die voltydse bediening is, beteken nie ek het meer van die Heilige Gees in my as in jou nie. Ons het dieselfde gekry. Maar die sleutel lê in die feit dat ons die Heilige Gees meer van jou en my moet kry. En 'n belangrike ding is, die Heilige Gees is nie daar om ons te bekragtig nie, want as ons net by geleenthede kan kom, dat ek net voel, hy bekragtig my en ek voel die emosie en die ritteling in my ruggraat. Maar deel van die werk van die Heilige Gees is om die karakter van Christus in ons te vorm. Wat is God se plan vir ons lewe? Onthou, Jesus het gegaan. Toe hy die laaste gesprek met die disippels gesê, het hy gesê, ek gaan nou. Hy sê, maar julle moet nou voortsit hier op aarde wat ek begin het. Maar moenie bekommerd wees nie. In Matteus 28:20 sê hy, julle sal nie alleen wees nie. Want ek gaan die Vader bid, en hy gaan die Heilige Gees stuur, om julle te bemagtig, om die lewe te lei wat ek beplan het, julle moet lei. En daarom, en as ons lees in Efesiërs 4, kom Paulus, en hy sê, God se hart is, dat ons leef volgens die volle karakter van Jesus Christus. Hy sê in een van die vertalings, dat ons sal groei tot die volle grootte van Jesus. Dat ons lyk soos Jesus. Hierdie jaar is ons gefokus, ons tema is, sy heerlikheid, ons storie. En die enigste manier, hoe sy heerlikheid, ons storie kan word, sy heerlikheid, sy kapasiteit, sy teenwoordigheid, sy krag, is alleen deur die krag en die werking van die Heilige Gees in ons lewe. En nou wil ek vir jou sê, die Heilige Gees is nie 'n beloning omdat ons geestelik is nie. Hy is die enigste hoop sodat ek en jy geestelik en heilig kan word. God se hart is dat ons heilig sal leef, dat ons geestelik, jy hoor baie keer mense se opmerkings, van daai ouens is baie geestelik, of hulle is nou nie geestelik nie, en dan dink ons, ja, maar hulle het nou die Heilige Gees, ek het nie. Dis nie 'n beloning omdat jy geestelik is nie. Ons kan nooit groei in die Here in ons verhouding met hom. Ons kan nie geestelik word. Ons kan nie heilig word sonder die Heilige Gees nie. Jy kan nie groei in jou verhouding met die Here sonder die Heilige Gees nie. Yes, daarby impliseer ek nie, die Bybel help ons nie natuurlik. Wat doen die Heilige Gees wanneer ek en jy die woord lees? Hy breek hom vir ons oop. Hy maak hom vir ons verstaanbaar. En ek dink is 2 Korintiërs 3 vers 18, hy sê, hoe meer ek in die woord kyk, verander my opinie van God, en verander my opinie van my, en dan op die einde sê hy, en ek word verander van heerlikheid tot heerlikheid, met ander woorde van opinie, ek verander die heeltyd, dan sê hy op die einde deur die Gees. Dit is so 'n belangrike rol wat die Heilige Gees in ons lewe speel.
En so ek wil vanoggend net bietjie stil staan. Paulus kom in Efesiërs 4 vers 1 en hy sê ek druk dit op julle hart, ek wat 'n gevangene is. Hy sit in die tronk en skryf hierdie goed. Omdat ek die Here dien, laat julle lewens wandel, met ander woorde julle geestelike loop in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het. Met ander woorde, die pad wat ons stap as gelowiges. As kinders van die Here. So die Heilige Gees help ons om reg te loop. Hy help ons om reg te leef. Hy help ons om te leef hier op aarde soos Jesus. Nou ek het nog altyd dit geniet om te hardloop en lang afstande te hardloop. En wanneer ek 'n besering opgedoen het, ek na die fisioterapeut toe gegaan en hy het my dadelik gehelp. En as ek so skeef geloop het of nie lekker geloop het, sou mense vir my gevra het, wat is fout, hoekom loop jy so? En dan gemaak ek 'n draai by hom, die fisioterapeut, en hy behandel my en dan loop ek weer reg. En ander mense loop, kan jy mos agterkom. Hoe gaan dit met jou, nê? En hoe gesond is jy? En die Heilige Gees is juis gestuur om ons te help, om hierdie goddelike lewe wat Jesus moontlik gemaak het vir jou en my in die afgehandelde werk, sodat ons dit kan leef hier op aarde. Nou kom Paulus in Galasiërs 5 vers 25 en hy sê, ons lewe deur die Gees. Met ander woorde, ons verhouding met die Here is mos 'n geestelike ding, nê? Is dit waar? Yes. Alles gebeur deur die Gees. Ons is gees, siel en liggaam. Hy werk met ons gees en hy aktiveer, in Efesiërs 2 lees ons was dood in terme van ons sonde en ons ongeregtigheid, en dan kom hy en hy aktiveer ons gees, en dan het ons gees 'n invloed op ons emosie en ons lewe. En daarom is die rol van die Heilige Gees so belangrik. Hy sê ons lewe deur die Gees, laat die Gees dan nou ook ons gedrag bepaal. Wat 'n gedrag? Die manier hoe jy met ander mense werk. Die manier hoe met jou vrou werk, die manier hoe jy met jou man werk, die manier hoe met jou kinders werk, die manier hoe moet jy met jou werkers werk by die werk, die manier hoe jy met die kassiere praat daar by Pick n Pay, die manier hoe jy met 'n ou maak wat voor jou inry in terme van die taxi, nê. Ek kan ons nou alles opnoem, nê, van gedrag. Die manier hoe ons partykeer hier by die toonbank staan en onsself wip omdat daar nie genoeg samosas is nie. Is alles gedrag, nê? En ek hou vir julle lekker dop. Ek sien hoe wip julle van julle. Daar's nog nie samosas nie. Ek kom nie weer na hierdie kerk toe nie, want daar is nie genoeg samosas nie. Die koffie vat te lank. Dis gedrag, nê? Stem julle saam? Ons karakter, die manier hoe ons optree. Wanneer iets vir ons gesê het waarvan ons nou nie hou nie, dan wip jy jou ou maat tot binne in die Kaap, dan gaan jy deur Mosselbaai en later dan kom jy weer terug Hartbeespoort toe. So met ander woorde, die Heilige Gees help ons om in hierdie nuwe natuur te leef. Ek en jy, ons natuur het mos nou verander toe ons ja gesê het vir Jesus, nê? Ek onthou, die dag toe ek my hart vir die Here gegee het. Maar ek het aan die ander kant van die treinspoor groot geword. Ek kon vir jou vloek. Ek kon nie wiskunde doen nie. En die oomblik toe ek tot bekering kom, kon ek nog steeds nie wiskunde doen nie. Maar die Heilige Gees het my gehelp om te verander in terme van my gedrag. Hoe ek opgetree het. Want die oomblik toe ek ja sê vir Jesus, volgens 2 Korintiërs 5 vers 17, sê hy, ek het nou 'n nuwe skepsel geword. Jy leef nie meer volgens die ou verwysing nie, Kobus, maar ek kon dit nie op my eie doen nie. Die Heilige Gees moet my help. Die Heilige Gees moes my help. En my vrou kan getuig vandag hoe ek verander met die jare. In die eerste jaar, ja, wou sy my los, want ek was toe 'n perfeksionis. En ek het groot spanning veroorsaak in ons verhouding, en in ons huwelik. Die fout was nie by haar nie, die fout was by my, want ek kom uit 'n agtergrond uit, van wat soveel pyn in lewe my veroorsaak het, dat ek volgens sekere gedragte begin leef het. En hoe die Heilige Gees net in my lewe kom werk het, in my gevorm het,
En ek onthou jare terug, dit was nou baie jare terug, hoe die Here so met my gewerk het, en dit was die krag van die Heilige Gees, wat in my gewerk het, en deur my gewerk het, tot op 'n punt, waar ek ervaar het, daar's 'n roeping op my lewe, en wat die Here in my lewe, en deur my lewe wil doen. So die Heilige Gees, is so belangrik, in terme van ons gedrag. Kan ek gou hoor, hoeveel keer was jy nie al op 'n plek, waar jy het gesê het nie, waar jy sê, Here, U moet my geduld gee vandag. Anders gaan ek nie verantwoordelik wees wat ek nou gaan doen nie. Is dit so? Ek wil net vir jou sê, nee, hulle sê, you have to practice what you preach, nee. Maar in die konteks van ons, you only come and preach what you practice. Jy het nie 'n idee waardeur ek is gister en tot vanoggend, wat alles met my gebeur het nie. Ek sit nou hier, staan nou hier met my sekretaresse se rekenaar. Tot in die nagte 12 uur tot vanoggend. Jy het nie idee wat het gebeur het met my, voordat ek nog hier ingestap het in die auditorium hier. Toe sê ek, regtig, Here, ek dink ek laat die Heilige Gees nogal toe in my lewe, maar hier is 'n geweldige toets. En ek was getoets gister, in terme van die vrug van die Heilige Gees, in terme van my gedrag. Hoe reageer ek, toe my hele rekenaar ontplof? Alles is deur mekaar, agterste voor, onderste bo, ek kan nie eers vir jou begin om te sê, wat met my gebeur het nie. En toe ek nou eintlik hier opstap, te sê ek, ja Here, dit is so waar. You first have to practice, and then you allow to preach. So wanneer ek nou praat ek uit totale ondervinding uit. Jy is nie 'n plek wat jy sit en ek weet alles nie, ek is deur dit. Dit is nie vanuit 'n teologiese verwysing en net die feit dat ek 'n leier is en ek praat daarvan omdat ek betaal word. Nee. Dit was so 'n bietjie hel gister gewees. En ek het gedog nou vanoggend as ek hier aangekom gaan dit beter word. Toe daar nog 'n stukkie hel rond uitgebreek. En die Here toets my toe, hoe gaan, ja, jy gaan nou praat oor, die Heilige Gees help jou om jou gedrag te bepaal. OK, ek sê, hier is dit nou. En baie keer sê ons, Here, gee my net, ek bid vir geduld. Ou kan my net sowel stop. Want om te bid vir individuele goed, soos geduld of vriendelikheid, is eintlik 'n mors van tyd. Want wanneer Paulus skryf in Galasiërs 5, dan verwys hy kenmerke van die vrug van die Gees. En wanneer hy hieroor praat, is eintlik gaan oor gedrag. Dit gaan oor die karakter van Jesus wat ons openbaar. Wie nie vir my daai gegooi nie, Louisa? Nou moet ek hom gooi hom. Ek gaan my beste gee. Laat ek sien hoe reageer ek in terme van my gedrag. En nou wanneer ou dink aan die vrug van die Heilige Gees, Paulus sê, dis eintlik, hy sê nie die vrugte van die Gees, het julle opgemerk? Hy sê die vrug van die Gees. Dis soos 'n lemoen. Hierdie is 'n lemoen, maar hy het 'n klomp segmente hier binne in, hè? Is dit waar? Ek weet nie hoeveel skyfies hy, maar hy het 'n klomp skyfies hier binne. Maar in sy eenheid is hy 'n lemoen, meneer Kobus. En dis belangrik om te verstaan, die vrug van die Gees word nie deur jou voortgebring nie. En ons probeer baie keer in ons eie krag om hierdie goed deur ons lewe te bring. Maar dit gebeur nie. Hoekom nie? Hoekom sukkel ons so? Omdat ons nie erken is eintlik die vrug van die Heilige Gees wat deur my moet leef nie. Dis hoekom ek gesê het in die begin, hy moet baie meer van my kry, want ek het al alles van hom gekry, die oomblik toe ek ja sê vir Jesus. Ek moet toelaat. Dis 'n ding van oorgee.
'n hele ding van oorgee. Hy verwys hier na die vrug van liefde, deel van die vrug. En ons weet almal, daar's 'n paar mense wat moeilik is om voor lief te hê, nê? Selfs binne in die kerk, nê? Maar die Heilige Gees kan deur ons lief hê, deur hulle lief hê. Want die liefde is die grootste bewys dat jy Christus ken. Dis daai selfgewende liefde wat vrylik is sonder om terug te vra. En sy Heilige Gees krag help my om te kan lief hê wie ek moeilik vind om te kan lief hê. As ek dink aan geduld, seker een van ons gunsteling, nê, was deel van die vrug van die Gees. Dit weerspreek die idee, want ons wil mos almal onmiddellike resultate hê, ek kan nie wag nie. En dit, omdat ons so onduldig is, het dit so 'n geweldige invloed op ons verhoudings, in terme van onsself, in terme van ons huwelik, in terme van ons kinders. Maar geduld spreek ook van volharding, dat ek nie afgesit word deur ongunstige omstandighede in my lewe nie. Veral wanneer jy op 'n plek kom waar daar soveel woede in jou opwel as gevolg van sekere goed wat met jou gebeur of rondom jou gebeur. Maar geduld is ook aktief, dit werk om te sien hoe God se wil 'n werklikheid in my lewe word. Jy sien, en is die Heilige Gees wat hierdie vrug produseer deur ons lewe. Jy kan nie op jou eie eintlik geduldig wees as kind van die Here nie. Jy kan nie eintlik op jou eie liefdevol wees nie. Dis die werk van die Heilige Gees. Dis die vrug van die Gees van God wat deur jou leef. En hoe meer jy dit wil moet gebeur, is dat jy meer sal oorgee vir die Heilige Gees. Paulus skryf op 'n stadium, hy sê wandel, wees in pas met die Heilige Gees, dan sê julle nie die begeerte van die vlees hê nie. En hoe dikwels tree ons nie op in die vlees as kind van God nie. Alan Platt het altyd die sê ding gehad, hy sê ons is heilige reus op 'n Sondag, maar vieslike bees op 'n Maandag. En is net die Heilige Gees, sy vrug, wat daai vrug deur ons lewe produseer. Dis nie hoeveel van ons die Heilige Gees kan kry nie, dis hoeveel die Heilige Gees van ons kan kry. As ek dink aan vreugde, die realiteit van die lewe het 'n manier om ons vreugde te steel. Maar diep in ons, waar die Heilige Gees is, kan ons beleef dat die Heilige Gees hierdie vrede deur in my en deur my produseer, ten spyte van die omgewing wat my probeer beïnvloed. En dit hang nie af van omstandighede nie. Dit hang nie af van dit nie. Maar dit hang af hoe laat ek toe dat die Heilige Gees vrug deur my geproduseer word. Daar's baie verwysings in die Bybel wat sê die boom word geken aan sy vrug. En die woord verwys baie na jou en my as gelowiges as bome. Maar dis alleen die Heilige Gees wat hierdie vrug deur ons lewe en in ons lewe kom produseer. As ek dink aan vrede, hy verwys na vrede. Wat ook al die omstandighede die wêreld toelaat en wat gebeur, kan ek vrede in my hart hê. En ek weet waarheen ek gaan, ek weet waar ek is. En as ek dink aan die ryk woordjie shalom, dis nie 'n vrede dat tussen 'n man en vrou, nou beklei ons daarom nou nie meer nie. Dis 'n vrede, 'n geestelike belewenis binne in jou. Shalom. Wat jy te midde van 'n omstandighede of uitdaging waardeur jy gaan, soos 'n rekenaar wat ontplof en jy jouself in 'n ander situasie beland, ten spyte daarvan kan ek nog met 'n stuk vrede hier instap en weet alles gaan oukei wees. En dankie Heilige Gees dat U die vrede deur my lewe produseer, because it's not about you, it's not about me, but it's about you.
En dan in terme van getrouheid. Jy weet, getrou ten opsigte van hoe ons verbind is aan 'n persoon of aan 'n saak. En ek het net verwys in terme van prioriteit wat Jesus aanbetref in sy koninkryk. Dis die Heilige Gees, die vrug van die Gees wat hy produseer. Ek en jy kan nie in ons menswees dit doen nie. En dan in terme van goedheid. Die goedheid, die vrug wat hy deur ons produseer. Die goedheid. Ons praat altyd van die goedheid van God. En dis wonderlik. Maar hy wil ook sy goedheid deur ons tentoonstel. In terme van mense. Die standaarde, hoe God voel oor mense. En omstandighede. En natuurlik vriendelikheid. Ek sê partykeer, ag Here, wees ons genadig. As partykeer kyk, hoe mense rondloop in hierdie dorp. Dit lyk of hulle nie 'n paar lemoene in het nie, maar 'n paar suurlemoene. Dit lyk of jy so gebore is. Mond is die hele tyd op 'n knop. Ek wil 'n ander woord gebruik, maar jy's altyd kwaad. Jy lyk altyd die woede in. Paulus skryf op 'n stadium dat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Maar dis nie die Gees van God, die Heilige Gees, wat dit produseer. En dit gaan oor om so vermoë op te tree vir die welsyn van ander. As ek dink aan selfbeheersing. Dit is ook 'n ander een, hè. Hoe baie keer hoor ek hoe mense sê, Here, hou my net vas. Hou my net vas. Ons lag, maar dit is so waar. God se hart is dat ons die karakter van Jesus sal openbaar. Want hy sê, ek gaan nie meer wees nie, maar julle gaan nou die Jesus op hierdie aarde wees. En my Heilige Gees gaan julle help, sodat my karakter deur julle lewe sigbaar word. En deur die vrug van die Gees wat die Heilige Gees produseer, sal julle praat soos ek, optree soos ek, en wees soos ek. As ek dink aan sagmoedigheid, alles deel. Jy sien, sagmoedige mense onderwerp hulle maklik, weerhou hulle van geweld, is eintlik bereid om te doen, dis alles karaktereienskappe van Jesus. Maar wat die Heilige Gees produseer in en deur in ons lewe. Ek kom terug wat ek in die begin gesê het. Ek dink ek het iewers op 'n stadium met ook gesê, jare terug het Benny Hinn 'n boekie geskryf, Good Morning Holy Spirit, en vandag nog steeds teen die bord, by ons huis in die kombuis staan Good Morning Holy Spirit, wat Louisa daar geskryf het. En as ek partykeer ongeduldig raak, en as ek partykeer uitdagings beleef, en sal sy my net herinner, het hy môre gesê vir die Heilige Gees, sodat hy vandag die vrug deur jou lewe kan produseer. Maar dit vra oorgee aan die Heilige Gees. Die Heilige Gees is nie net daar wanneer ons 'n lekker worship aand het en die band is goed en ons voel hom nie. Nee. Dis die minste. Het gaan oor om die karakter van Jesus openbaar te maak. Daar by jou huis, by jou werk, hierso by die kerk, in die courtyard. En hoe meer ons oorgee aan hom, hoe meer ons in vennootskap met hom staan, hoe meer ons, en dis my gebed, mag ons op 'n plek waar ons so sensitief word vir die Heilige Gees en nie vra mee, Heilige Gees, ek soek meer van jou nie. Nee, jy kan nie meer van hom kry nie, want jy het alles van hom gekry. Ek dink vandag moet ons net op 'n plek kom waar ons sê,
Heilige Gees, hier is ek. Ek erken U as die een wat gekom het om my te help. En as dit dalk die eerste ding kan wees wanneer jy in die oggend jou oë oopmaak en sê, môre, Heilige Gees. En net deur dit te sê, verklaar jy die realiteit van die Heilige Gees in jou lewe. Is dit nie waar nie? Net deur dit te sê, erken jy hom as die een wat jou gaan help in hierdie dag. Erken jy dat hy die een is. En weet jy wat so wonderlik is, wanneer ek lees hier in Efesiërs 4, wanneer Paulus skryf oor, moet nie die Heilige Gees bedroef nie. Die wonder is van die Heilige Gees, wanneer ek en jy partykeer 'n fout maak, dan sê hy nie, nee wat, nou vat ek my goed en loop hier uit hierdie tempel uit nie. Nee. Hy raak eintlik bedroef wanneer jy nie op 'n plek is, wanneer jy kom en sê, Heilige Gees, help my. Help my. Help my, Heilige Gees. Want wat sou dit nou, dit sou die sin maak, as ek en jy baie keer foute maak, en God besluit, ek trek nou die Heilige Gees van jou weg nie. Dan is ons een dag gered en die ander dag nie gered nie. Een dag gered en die ander dag nie gered nie. Die Heilige Gees het gekom om te bly by jou en my. Sodat ek en jy, hy ons kan help om te groei. Na die volle statuur, na die volle karakter, om Jesus te openbaar. Jy sien, Jesus is baie meer oortuig wat ons kan wees en word, as wat ons baie keer self dink. En sy Heilige Gees is oortuig dat ek en jy soos Jesus kan wees. Dat ek en jy op hierdie aarde kan leef en kan loop. Die man te wees vir ons vrou wat ons moet wees, en die vrou te wees vir ons man. Die werkgewer vir ons werkers, die vriend, die broer, die suster, in ons geloofsgemeenskap. Maar is ek en jy elke dag gereed om toe te laat, dat die Heilige Gees ons meer kom verander. En hy doen dit deur die vrug van die Gees. Hoe lyk jou lewe? Hoe oorgegee is jy aan die Heilige Gees? Sal jy omgee om vir 'n oomblik net saam met my te staan en dan bid ons saam. Vader, dankie. Vader, toe Jesus bid en hy sê ek gaan God die Vader vra dat hy die Heilige Gees sal stuur. Dankie Vader dat U die Heilige Gees gestuur het. Ons sal dit nie kan maak op hierdie aarde. Ons sal nie kan die geloofspad volhou sonder U, o Heilige Gees nie. En vandag wil ons niet kom voor U staan en sê, ek kies om vandag my oor te gee aan Hom, as wat ek meer van Hom wil hê. Dankie Jesus, toe U die Heilige Gees, Vader die Heilige Gees gestuur het hy in sy volheid, en dankie dat U in U volheid in ons kom woon het. Maar ons, die oomblik toe ons ja sê vir Jesus, het hy in ons kom woon, en vir die res van die lewe, hier op aarde moet ons U vrystel, deur ons lewe, en in ons lewe. En ek bid, Here, dat mense vanoggend 'n besluit sal maak om te sê, Here, ek gee totaal oor aan U, o Heilige Gees. Ek gaan toelaat dat U my lei.
Ek gaan toelaat dat U elke dag die vrug van die Gees deur my lewe produseer, sodat ek uiteindelik soos Jesus kan leef, in karakter en optrede. My lewe, ek gee U toestemming. Ek staan in vennootskap hier, ek kies om in vennootskap met U te staan, sodat U in my werk, Heilige Gees, kom werk in my, sodat ek in die volle plan vir God van my lewe sal leef. Wat U beplan het vir my. Ek gee oor, I surrender, in gehoorsaamheid. En dalk is dit nodig dat jy dit vanoggend doen. Jy probeer hierdie goed so op jou eie doen. Nog nooit het ek 'n boom gesien kreun en te kere gaan om 'n lemoen voor te bring nie, of 'n appel nie. Dit bring net spontaan vrug voort. Dalk jy moet opnuut dalk net weer oorgee vandag en sê, dank Heilige Gees, ek gee net oor. Dat U die prioriteit in my lewe sal wees, dat ek 'n groter sensitiwiteit vir U sal hê in my lewe. Dankie Here, maar dankie ook vir die wonderlike belofte, dat die Heilige Gees ons nooit sal los nie. En ek bid vir mense wat dalk op daai plek is vanoggend, waar hulle skuldig voel, waar hulle voel, nie waardig voel nie, en goed dalk aangevang het en minder heilig voel, dan bid ek vanoggend, Here, dat hulle sal kies, om net weer om te draai en sê, dankie Heilige Gees, dat U gekom het om my te kom help. En dankie dat ek toelaat, ek kies om U toelaat, om U toe te laat, om in my te werk, met my te werk, omdat ek gees is, en 'n geestelike ding met my gebeur het, dat ek ook nou toelaat, dat die Gees met my werk, en dat ek in die Gees sal leef, en deur die Gees sal leef. Dankie, dankie, Here, dankie dat ons sal ervaar in hierdie tyd, wat U in en met ons lewe doen, sodat ons 'n groter impak sal maak, waar ons bly leef, beweeg en werk, in Jesus naam. Amen.